Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikaner vryheid saambring. In samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak, dis hoe vryheid klink. Goeienaand, u luister na Vryspraak, waar ons vanuit Christelike lewens- en wêreldbeskouing nadink oor ons vryheid en wat dit vir ons behels in Orania, maar ook vanuit Orania. Ek is Wikus Buys van die Begrond Instituut en vanaand in die ateljee het ons vir Prof Michael Heyns as gas. Prof Heyns is visierektor van AROS, die Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies. AROS het vanjaar meer as 3000 studente wat Christelike onderwysers wil word en wat in Afrikaans opgelei word. Prof Heyns, baie welkom by Vryspraak en mag ek maar sommer aan die begin vra, mag ek sê, Michael? Ja, asseblief. Baie dankie dat ek hier kan wees. Goed, dis 'n heerlike voorreg. Michael, jy het jou akademiese loopbaan, jy was natuurlik vroeër by die PU vir CAO, die NWU later tyd, maar jy is nou voltyds by AROS. Jy het jou akademiese loopbaan daaraan gewy om Christelike wetenskap te bevorder en te verdiep. Jy is natuurlik ook 'n gerekende internasionale spreker en skrywer oor hierdie saak. So ek wil die eerste vraag vra, oriënteer ons net so 'n bietjie oor wat verstaan jy kortliks onder die begrip Christelike wetenskap, voor ons miskien nou verder wegval met die detail ekonomiese vrae wat ons ooreengekom so 'n bietjie gesels vanaand oor. Ja, ek dink dis 'n moeilike ene, want ek dink nie eers Christene stem met mekaar saam oor wat dit beteken nie. Ek dink wat vir my nogal belangrik is dit gaan nie oor 'n direkte en 'n dadelike verwysing na Bybelverse of etiese norme in die wetenskap nie. Stelreëls nie, dis meer 'n uitgangspunt. Dit kan later bykom en dit behoort later by te kom, maar die eintlike ding waaroor dit gaan is dit 'n mens se wêreldbeskouing moet 'n bepaalde neerslag in jou wetenskap kry. En as 'n mens doodgewoon kyk na hoe ander mense dit doen, dan sien 'n mens dit nogal. As Marxiste wetenskap bedryf, dan wys dit. Jy kom agter, dis 'n Marxist wat hier praat. Of as 'n materialiste doen dieselfde. Nou 'n Christen behoort ook so te werk. Maar dit doen nogal nie. Christene is nogal berig daarvoor dat hulle probeer om die twee dinge uitmekaar te hou. Jou Christenskap het te maak met jou geloof, en die geloof het niks met die wetenskap te maak nie, wetenskap is 'n neutrale ding. En dan hou hulle die goed so uitmekaar uit. Maar intussen het kundiges en nie noodwendig Christene nie, in die meerderheid gevalle is dit nie Christen nie, het begin agterkom, dis nie hoe wetenskap werk, dat dit 'n neutrale aangeleentheid is nie. Die ding wat die Marxiste gedoen het, naamlik om hulle wêreldbeskouing in te roer in hulle wetenskap, is eintlik nogal, dit is hoe wetenskap werk. En Christene moet dit ook doen, en daarom moet 'n mens se wêreldbeskouing goed gevorm word. En dis waar die Bybel inkom. Jou Bybel, goeie kennis van die Bybel, 'n goeie interpretasie van die Bybel, behoort jou wêreldbeskouing so te slyp dat jy dit met vertroue in die wetenskap kan indra. So die wêreldbeskouing word die knooppunt waar die dinge gebeur. As ek jou reg verstaan, met ander woorde, die bril waarop jy na die wêreld kyk, dit het 'n invloed ook oor hoe jy wetenskap bedryf. As ek jou reg hoor, daar's 'n dan weer amper 'n onbewustelikheid by Christene dat mense dit wel doen, maar Christelike wetenskap is om dit doelbewus te doen, om te sê, as Christen kyk ek op hierdie manier na die werklikheid en daarom pak ek ook wetenskap op 'n bepaalde manier aan. Dis reg. Ons wil vanaand 'n bietjie die fokus laat val, Michael, op die ekonomiese aspekte van die menslike werklikheid en dit dan vanuit 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing. Met ander woorde, die bril wat ons dan nou opsit is om vanuit die Bybel of die Bybelse lens of ons geloof in Christus na die 'n aspek van die werklikheid te kyk, en dit is nou 'n wye aspek, maar ons probeer daarom so 'n bietjie 'n fokus opval op die ekonomiese deel. Vir ons hier op Orania is dit nou natuurlik meer as net 'n akademiese vraagstuk. Ek wil amper sê dis 'n broodsaak, met ander woorde by ons om nou die
nie die onnodige onderskeid tussen teorie en praktyk nou na vore te bring nie, maar by ons loop beide saam. Met ander woorde, hier's 'n praktyk, maar dan moet tegelykertyd ook verder gedink word aan die saak. Ons wil ook nie net oorleef nie. Ons wil werklik vryheid lewe. En ons begin al hoe meer agterkom dat dit vir ons baie belangrik is om ook te verstaan wat dit beteken om ekonomiese vryheid te beleef. Nou, die vraag wat ek nou vanuit hierdie Christelike lewens- en wêreldbeskouing verder wil vra is, hoe noodsaaklik is dit vir ons? Jy het net nou genoem, Christene is partykeer bietjie naïef daaroor en dink die geloofsaak is 'n hartsaak en dan die ekonomie is maar die werklikheid daar buite. As ek jou reg hoor, dan sê jy nee, die twee is verbind aan mekaar. Waarom is dit nou vir ons as Christene nodig om diep en deeglik ook oor die ekonomie na te dink? Ja, dit ek dink dit is baie belangrik. As ek weer kan aansluit by die vorige vraag wat jy gevra het. Ek dink vanuit 'n Christelike wêreldbeskouing moet ons heel eers raak sien, ons het die opdrag om die wêreld te bewerk en te bewaak. Maar onmiddellik het daardie opdrag in die paradys en ook daarna baie vinnig begin om te diferensieer. Kain was byvoorbeeld 'n saaiboer, Abel was 'n veeboer. My punt is, daar's die sorg wat ons vir die wêreld rondom ons moet aanneem, neem verskillende forme aan en ons het nie almal dieselfde opdrag nie. En die aspek van samewerking, almal het nie dieselfde gawes en opdrag nie, ja. Dis reg, ja. As ons kyk na die woordjie ekonomie, hy kom van die Grieks af, jy sal dit nog beter vir ons kan verduidelik, wat iets te maak het met hoe organiseer 'n mens jou huishouding. Goed. Hoe organiseer jy jou huishouding sodat daar elke dag brood op die tafel is? Ek dink dit sou nogal 'n belangrike fokuspunt wees. En ek dink dit is hier waar mens baie spesifieke vrae moet begin vra. Wat is die norme wat 'n mens aanlê as jy wil sorg en reël dat daar elke dag brood op die tafel is? Nou, as daar in die moderne ekonomie gepraat word oor wat ekonomie is en wat die sentrale norm is, word daar baie keer gesê koste-effektiwiteit. En ek het nogal 'n idee, jy gaan later weer daarby uitkom. Nou, koste-effektiwiteit is nogal 'n belangrike norm. As jy vir 'n Marxist gaan vra wat is die kernnorm, dan gaan hy iets anders sê. Hy gaan dalk eerder iets sê soos 'n goeie en 'n gelyke inkomste vir alle mense. Christene wat oor die saak nagedink het ek nogal gehoor, is krities oor al twee hierdie norme. By hulle sal daar eerder iets wees soos goeie dienslewering. Dis amper wat in die kern van die saak lê. Kwessies soos die regverdige behandeling van mense is steeds belangrik. Almal moet brood op die tafel kry op die ou einde en dit met waardigheid en met vreugde. Maar goed, die punt is wat ek wil maak is daar is norme wat 'n mens moet gebruik en 'n mens moet praat oor die norme. En daarom dink ek is dit so belangrik dat 'n mens nadink oor hierdie ding, ook as 'n Christen. So die organisering van die huishoudelike, maar dan bedoel dit nie nou net jou eie huis nie, dit bedoel ook dan die gemeenskap of die samelewing. Ek sal net nou miskien weer op daai punt terugkeer. Dis meer as net jouself. Dit betrek ander mense en dan die liniaal of die meetstok wat aangelê word oor hoe word dit gedoen? Wat is die reëlings vir dit? Ek wil so 'n bietjie verder nog op hierdie punt bietjie inboor. Jy die afgelope tyd het jy nou hoofstukke bygedra in 'n boekreeks, die Christen in sy werk en die Christen in sy eiendom, wat laas jaar by Kameelberg Uitgewers verskyn het. Ek wil bietjie stil staan by eers by die een artikel, jy het die titel gekies, Arbeid en Ekonomisme. Nou, ons het nou gesê, ekonomie is die huishoudelike of die organisering daarvan en dat normes en waardes bepaald moet wees. Dit kan nie maar net uit die lug gevat word of in die algemeen wees nie. In 'n Christelike beskouing daar is dat mens daardie normes dan ook
in die skrif fundeer in 'n verantwoordbaarheid. Nou as jy praat van ekonomisme in die artikel, dan lei ek af jy het een of ander ideologiese vertrekking of skeeftrekking op gedagte. Nou my vraag is heel kort, wat presies bedoel jy nou in alledaagse terme met ekonomisme? Met ander woorde, as ekonomie die organisering van die huishouding is, maar hier kom nou 'n ideologiese isme deel by, wat bedoel jy daarmee? Ja, dis nogal moeilik en is 'n veelkantige saak. Om 'n kort antwoord te gee, dink ek soos materialisme 'n oorbeklemtoning van en 'n verabsolutering is van ons materiële kant van ons bestaan. So kan die ekonomie of die ekonomiese kant van ons bestaan so 'n verabsolutering word. En dit kan nogal gebeur as 'n mens veronderstel dat jou hele lewe deur die ekonomiese omvat en voorgeskryf word. As ek nou die filosoof Descartes kan aanhaal, hy het gesê ek dink daarom is ek. Ja. Met ander woorde, sy brein is die kern van sy menswees. So 'n mens kon sê by ekonomisme is dit ek is hoeveel geld ek het. Jy weet, mense leef totaal daarvoor om geld te maak, winst te maak. So met ander woorde hierdie uitsprake of op die sosiale media, hierdie ou is soveel en soveel biljoen werd. Dis 'n ekonomisme uitspraak as ek jou reg hoor. Ja. So 'n menslike waarde word dan vertaal en gemeet aan geldwaarde. Dis reg. En dit gaan ook verder. Jy weet, 'n ou wat volledige ekonomis word, hy begin nader aan te sê, maar goed, ek moet nou begin vir myself uitmaak, hoe gaan ek verlos word? Ek gaan verlos word deur my geld. Hy begin 'n nuwe evangelie vir homself uit te dink. Met 'n verlosser wat daarmee saamgaan. En 'n hele evangelie, 'n goeie boodskap van hoe jy verlos word. Die voorspoedsteologie, as jy dit en dit doen, dan sal die Here dat en dat ekonomies laat sulke dinge kan begin gebeur. Ja. En die sondeval ook, jy weet, die marxiste is tipiese ekonomiste. Hulle het 'n baie goeie idee van waar die sondeval inkom. Dis al hierdie ander ouens wat kapitaal gemonopoliseer het. En dan is daar 'n verlossingsverhaal en 'n verlosser. Iemand moet die geld gaan nasionaliseer, dit net weer terugvat en herverdeel en dan begin ons met die herskepping. Jy sien die analogie wat ek probeer trek met hoe 'n Christen na die wêreld kyk. So jy is nou in die universiteitswese, sou jy sê in die laat 80s, dalk miskien in die 70s, het kom van Amerika af dat hierdie ekonomisme op die universiteitswese vakke binne die geesteswetenskappe so beïnvloed het dat as 'n vak nie wins maak nie, is dit eintlik nie regverdig om so 'n vak op die universiteit te hê en dink jy daardie denke het maar deurgespoel via die universiteite dat uiteindelik is alles aan wins gekoppel. Met ander woorde, geskiedenis moet wins maak, Latyn moet wins maak nie, teologie moet eers wins maak nie voordat dit amper geag word. Is dit die punt waarop jy afstuur, met ander woorde dat dit deurtrek nader aan die Here werklikheid en die hele werklikheid word deur daai een trechter gegooi? Ja, nee, dit inderdaad, ek weet nie of dit noodwendig die universiteit se skuld is nie, maar hulle het volledige slagoffer ook daarvan geword. En soos jy beskryf het, vakke wat nie wins maak nie, maar wat ons weet 'n groot bydra kan lewer tot die kultuurontwikkeling soos wat die beskawing dit tot dusver ervaar het, word gewoon net een kant toe geskuif, daar word nie verder aan gewerk nie, dit word nie as belangrik beskou nie. Iewers vorentoe gaan ons as mensdom en as 'n beskawing gaan ons die prys begin betaal vir die soort van uitskuif. Ek wonder nou, ek sit sommer nou in hardop en dink asof die uitwasse wat ons nou by woke gesien het, asof dit nie een van die sneeubal effekte was, dat die mens naderhand so ontmens geword het, dat die geheelbeeld het verdwyn geraak, omdat alles deur hierdie een trechter gegooi het, of het nou, ons sal nou later 'n bietjie daaroor praat, of het nou uit die kapitalistiese oog is, of uit die kommunistiese, sosialistiese oogpunt. Die punt wat jy maak is, daar's 'n skeeftrekking, of daar's 'n verabsolutering van een aspek van die
van die werklikheid. Jy verwys in die artikel waarna ek net nou verwys het van arbeid en ekonomisme na die Nederlandse skrywer Bob Goudswaard. Hy het 'n bekende boek in die 80s, as ek reg onthou, geskryf van die vorige eeu, Idols of Our Time. En ons leef nou in 'n tyd waar in Suid-Afrika in die RSA het ons nou die sosialisme en die kommunistiese grondonteiening wat nou natuurlik voorop staan, maar ons is ook nie los van die kapitalistiese uitwasse nie. Nou is die vraag, het ons en ek praat nou miskien nou meer van die, sê maar, die Afrikaanse Christene, dink jy dat ons in 'n sekere sin dalk 'n bietjie onkrities was of eensydig was oor die inherente materialistiese afgoderry binne die suiwer kapitalisme? Ek praat nou nie van ek wil amper sê gesonde vrye mark nie, ek praat nou van die suiwer of die naakte kapitalistiese stelsel. Het ons nie net die aandag laat val op die sosialisme en die kommunisme as draak gesien, en ek is nou natuurlik nie 'n voorstander van een van die twee nie, ek dink dit is aaklige ideologieë, maar my vraag is dat ons moes teen 3 beswaar gemaak het, die sosialisme en die kommunisme en die kapitalisme, maar dat ons dalk miskien die kapitalisme as 'n Trojaanse perd ingelaat het. Wat sou jy van so 'n stelling dink? Dink jy dis geldig om dit te sê, of dink jy ons het 'n balans gehad? Ek dink jy stel dit eintlik baie goed. Ek kan nie dit beter stel nie. Ek dink dit is wat Afrikaanse mense aanbetref, dink ek is dit nogal 'n tendens van ons, van hierdie geslag. Ek onthou my pa, en nou voeg ek net by wat jy gesê het. Ek onthou my pa en my oupa, hulle het geleef so na die oorlog teen die Engelse en die Groot Depressie. En hulle was nie noodwendig groot volgelinge van kapitalisme met 'n hoofletter K nie. Hulle was nie kommuniste nie, maar hulle was definitief ook nie. In die ou spotprente het hulle altyd na die Hochenheimers verwys, daai kapitalistiese geldbaas, prentjie met 'n vet ou met 'n groot maag wat geld peel so uit die sakke uit. Dis maar hulle was nie pro-kapitalisties, die voorgeslag nie. Dis wat jy nou sê, ja. Ja, kyk wat ek onthou van my pa en sy susters en hoe hy vertel het hoe dit in sy ouerhuis gegaan het, is dat dit was 'n tyd waarin mense, toe hy groot geword het, was dit 'n tyd wat mense swaar gekry het. En dit het oor 'n breë spektrum so gewerk dat mense vir mekaar omgegee het. So dis nou na die oorlog en dan die sogenaamde tweede groot trekstede toe. Ja. Afrikaner, Ja, my ouers het op 'n plaas gebly, maar dit het maar nie breed gegaan. Goed. Jy weet, maar dit was 'n tyd waarin hepsig kompetisietaal, die idee van wins maak en die soort van goed, dit was nie die goed wat voorop gestaan het vir hulle nie. Dit het eerder daarop gestaan dat waar kan ons mekaar help? Hoe kan ons sorg dat daar brood op die tafel is vir elkeen? Ja. Jy weet, en as 'n mens gaan kyk na die Bybel, ek sit nou hier en dink, byvoorbeeld, ek het nou onlangs het ek Handelinge gelees, hier aan die einde van hoofstuk 4 van Handelinge, mense kan dit doodgewin gaan naslaan. Daai eerste Christene het ook so geleef. Dit het nie vir hulle gegaan oor wie is ryk en het die meeste en die soort van ding nie. Dit het gegaan daaroor dat hulle mekaar ekonomies ook help. Maar dis nie 'n kommunisme van uitdeel tot almal ewe min het nie. Dis die punt wat jy sê, daar's 'n hartsgesindheid van 'n liefdevolle na mekaar kyk. Nou jy verwys so nou na die voorgeslag. Ek ken die geskiedenis dalk nou nie so goed nie, maar waar meen jy het die trein ontspoor? Waar het ons anderster geword? Wat het toe gebeur? Was dit toe nou met na die industrialisasie, met die Tweede Wêreldoorlog? Waar presies het ons mense hulle hart verloor, of het ons hart verloor vir mekaar? Want in 'n sekere sin is daar nog die omgee vir mekaar, maar aan die ander kant is daar tog hierdie kritikloose, dis my gevoel, aanvaarding van die kapitalisme asof dit is die enigste stelsel is wat kan werk.
Ja, ek sal ook nou maar vreeslik moet spekuleer. Ja. Ek gaan nie regtig kan sê waar presies nie, maar ek dink dis 'n ding wat nogal gegroei het. Jy weet, hier in die 60er jare, 50er, 60er jare het Afrikaanse mense die landsregering oorgeneem en skielik het dit ekonomies met ons baie beter gegaan as sê nou maar in die 40er, 30er jare. En dit is hoe my geslag groot geword het. Jy's 'n middelklas mens, jy het genoeg om van te lewe. En toe naderhand word dis die norm. Dit is waar jy moet uitkom. Jy weet, en jy moet sorg en jy begin jouself te vergelyk met jou buurman. Ry jy net so mooi kar soos hy of nie, jy weet. En ek dink die ding het van daar af het dit 'n bietjie verword. Dit eerder as om te kyk waar kan ons mekaar help. En natuurlik die sekularisering van ons gemeenskap in lyn met die hele westerse wêreld is ook nie onskuldig in hierdie hele proses nie, dink ek. Ek dink een van die kernpilare, en ons praat nou nogal op Vryspraak baie daaroor, is dat eerens het die groepsgevoel, die ou woord was nou die volksgevoel, maar dis nou 'n bietjie 'n belade woord, maar kom ons gebruik dit nou maar so sê, eerens het die individu so op homself begin staan, soos jy nou sê met die hepsig en die kompetisiegees, en so dat iets van die geheel het begin verdwyn. Iets het op die agtergrond geraak. Ek wil 'n laaste punt maak, dieselfde vraag, maar ek wil dit nou op die kerklike punt toepas, dat sou jy meen dat, dit was nou in die tyd van die kommunisme en die sogenaamde totale aanslag, daar was oorlog, mens verstaan dus ook van waar dit afgekom het, maar sou jy sê dat die Afrikaanse kerke dalk gefouteer het om nie die ideologiese kant van die kapitalisme uit te sê soos wat dit moet, soos wat hulle dit wel met die sosialisme en die kommunisme gedoen het nie. Ek het groot geword met kapitalisme is die Here wil dit en die kommunisme is van die duiwel en die Here wil dit nie. Ek oor vereenvoudig nou, maar dis maar basies wat dit was nou maar propaganda ook, maar die kerke was ook aktief deelnemend daaraan. Ja, nee, ek dink jy vat dit nogal raak deur dit so raak te sien dat die kerk was nie so krities soos wat hulle kon wees met hierdie ideologie ook nie. Dieselfde gevaar sien ek ongelukkig nou weer, en dit het nou maar gebeur na 95 se omwenteling, dis 'n revolusie eintlik, maar dat die kerk in 'n sekere sin 'n bietjie amper nou dieselfde gedienstigheid toon, maar nou teenoor die sosialisme. Ek dink dis 'n belangrike punt om uit te lig dat Christene wat geloofwaardig met 'n Bybelse antwoord oor die ekonomie kom, aan die een kant sal ons teenoor die spieël van die Here se woord moet sê waar was ons reg, maar ons sal ook moet sê waar was ons verkeerd, en die kerke wat net aan mekaar die ideologie volg en nie werklik Christus volg is soos wat hy in die skrif geopenbaar is nie, boet 'n groot stuk geloofwaardigheid in. Daarom dink ek vir die Urania gesprek is dit verskriklik belangrik dat ons is nou hier in 'n unieke situasie dat ons kan nou hierdie brood of hierdie koek van die begin af bak. Dis 'n nuwe ding wat ons aanpak, en daarom is dit belangrik dat mens hierdie vlaggies oplig en sê laat mens nie ongenee is om ook hand in eie boesem te steek om ideologiese uitwasse skerp en reguit aan te spreek nie. Ek wil 'n bietjie verder verwys na, jy het 'n interessante punt gemaak, ons het net nou daaroor gepraat oor die koste tot uitset verhouding, maar jy verwys onder andere na 'n Rooms-Katolieke skrywer en filosoof Charles Taylor. Hy het sy bekende boek Ethics and Authenticity in die laat 90s van die vorige eeu by Harvard Press gepubliseer. Ek gaan een aanhaling wat jy oor hom maak net lees, net om die vraag goed te formuleer. Jy sê Taylor beklemtoon doeltreffendheid in sy ekonomiese vorm, naamlik die beste koste tot uitset verhouding. Die slegte kant hiervan is dat menslike vryheid al meer in die slag bly. Waar moet ons nou die balanspunt soek tussen, dit is so dat koste tot uitset is belangrik om in ag te neem. As die oomblik as jy dit verabsoluteer, as ek jou reg in die artikel verstaan,
dan begin mens menslike vryheid inboet. Met ander woorde, jy kan 'n baie goeie effektiewe hefboomstelsel hê by die tolhek, maar dis die vraag of wat 'n werk is om vir 8 ure net elke keer die hefboom op en af te laat oopmaak. So nou die vraag is ekonomie en vryheid. Wat wil jy bietjie meer daaroor uitbrei? Is daar 'n balanspunt? Is dit ongelukkig of die een of die ander een? Met ander woorde, as jy ekonomies wil groei, moet jy vryheid inboet, of kan 'n mens werklik, dis die groot ding wat ons wil Kilimanjaro klim op Orania. Ons wil 'n ekonomie bou en vry wees. Dit is nou die vraag waarop het kan mens albei hierdie goed in die hand vashou, of moet mens een van die twee in? Ja, ek dink jy gebruik nogal 'n oulike beeld dat dit is dit 'n of ding of is dit 'n en ding. En ek dink jy's reg as jy sê dit is 'n en ding. As ek Taylor reg onthou, is die punt wat hy gemaak het is dat koste-effektiwiteit dit is belangrik. Dit is 'n belangrike ekonomiese norm. Maar wat die hoofletter kapitaliste daarvan gemaak het, is hulle het daarvan 'n natuurwet gemaak. Soos wat gravitasiekrag noodwendig gaan veroorsaak dat jy ondertoe sal val as jy by 'n hoë gebou uitklim en jouself beseer, so gaan jy gaan ekonomies ondergaan as jy nie op elke klein puntjie sorg dat die ding koste-effektief is nie. As ek nou so 'n voorbeeld kan noem, jy het dit net nou genoem toe jy praat oor universiteite. By die NWU waar ek betrokke was, het ek nogal raak gesien die musiekdepartement daar by ons. Nou dit is 'n departement wat teen 'n algehele grootskaalse verlies aangehou word deur die universiteit. Want dit is 1-tot-1 onderwys wat jy gee, en jy het 'n hooggeskoolde ou is iemand wat 'n professor is of 'n wêreldbekende musikant is wat 'n hoë salaris kry, en hier's net 1 of 2 studente vir wie hy onderrig gee. Die instrumente wat hulle moet kry moet teen hoë koste aangehou word. Jy weet, so die punt is net, musiek is 'n groot verlies. En as die universiteit koste-effektief wil wees, dan moet hulle die musiekdepartement toemaak. Ja. Maar die argument is tog, hier het ons met 'n beskawingsskat, 'n kultuurskat te maak wat nie sommer net uitgeskakel kan word nie. Dan begin 'n mens koste-effektiwiteit so 'n bietjie een kant toe te skuif en ander norme in spel te bring. Jy weet, so ek dink dis die punt wat Taylor ook probeer maak. Dit is omtrent op elke ding waar mense besigheid doen, moet 'n mens hierdie keuses maak. Daar is sekere ander goed wat ook moet gebeur en wat die koste-effektiwiteit so 'n bietjie in gedrang kan bring. So mens moet die heeltyd 'n baie fyn lyn stap en mooi dink wat jy doen. Hier op Orania wil ons nou 'n stad bou, maar ons wil nie 'n wolkekrabbers hê nie. Dis die punt wat mense die balanspunt moet vind. Ons het groot klem op mooi geboue en estetiese geboue. Ek praat maar in die besonder oor die openbare geboue. Ons verlang en verwag eintlik dat elke gebou 'n kunswerk sal hê. Die siel moet ook aangespreek word. Maar die punt wat jy nou maak is die kapitaliste sê vir ons daai ding maak nie geld nie. Of daai ding bring nie geld in, terwyl die punt wat jy maak is dat die Christene sê daar is iets meer aan 'n mens se lewe as net koste tot uitset. Ergens moet ons siel ook asemhaal, ergens moet ons aan daai kant ook aandag gee. Anderster kom ons naderhand uit by Marcuse se ek stem nou nie met sy analise saam nie, maar hy het 'n boek geskryf in die vertaling One Dimensional Man. Ja. Waar mens amper net eendimensioneel word. Jy word net 'n ekonomiese wese. As ek hoor maar baie keer ook hoe ons praat selfs op maak nou nie saak in watter lewensverband nie, maar dan praat die mense van arbeid, of daar was voete op die grond, of selfs as mense kerkbazare, dan hoor jy ons het baie voete gehad. So met ander woorde, jy verskraal en jy verklein 'n mens net tot sy ekonomiese waarde vir jou of vanuit jou. Die punt egter is dat die balans tussen ekonomie en vryheid is nie net moontlik nie, dis wesenlik belangrik. Met ander woorde, ergens gaan ons moet bly praat en bly dink
om hierdie in balans te hou met mekaar, dat ons nie verval aan die ander kant toe wat mens ook weer heeltemal skeef getrek. Jy kan ook net 'n mooi gebou hê, maar wat nie bruikbaar is nie. Mens moet leef en jy moet wel ook in gemeenskap leef met mekaar. Hier op Orania pak ons nou die groot droom aan. Met ander woorde, om vry te wil wees, nie net as enkeling nie, maar ook as gemeenskap. En ons wil dit 'n ekonomie bou wat nie net aan die individueel persoonlike aandag gee nie, maar ook gesamentlik vanuit die gemeenskap. En kort beteken dit, as ek dit nou kan saamvat, dat daar's, en dit het ook waarde en dit is ook geldig, om van Afrikaners se rol in die Suid-Afrikaanse ekonomie te praat. Nou, vanuit Orania se hoed of se sitplek is ons nie blind daarvoor nie, maar ons is ook nie skaam om te sê, ons probeer 'n groter droom realiseer nie, naamlik van 'n Afrikaner ekonomie, met ander woorde 'n gemeenskaplike aanpak. In die geskiedenis van ons mense het hierdie idee, partye was dit baie hoog, partykeer baie laag, partykeer ondergeploeg. Nou my vraag spits toe op hierdie een punt, dink jy dis geldig om vryheid ook op 'n ekonomies gemeenskaplike vlak te bedink? Ja, kyk, hier sal ek nou versigtig moet dit 'n bietjie met draaie moet benader. Ek dink die eerste vraag wat 'n mens jouself moet afvra is, wat bedoel 'n mens met vryheid? As jy nou 'n kommunis is, dan is vryheid vir jou dat jy nie baie hoef te werk nie en 'n groot inkomste sal hê, alhoewel hulle dit nou nie noodwendig so sal erken nie. En as jy kapitalis is vryheid dat jy soveel as moontlik geld het. Maar goed, kom ons terwille van die argumente en die vloei van die gesprek, kom ons maak dan nou vas dat ons sê op Orania probeer ons vryheid op tweeledig definieer op Bybelse gronde. Dit is vry van iets, met ander woorde daai isme deel waarvan ons net nou gepraat het, of dit nou uitbuiting is van 'n individuele werker, en of dit nou magsbeheptheid is, of hepsig is, of grondonteiening van die staat, ons wil vry van iets wees, maar dan baie belangriker ook, en dit het te doen met die vervulling met die Heilige Gees, maar ook met sy skepingsbedoeling waarmee God ons geskep het, en waartoe God ons in Christus gered het, dat ons ook vry tot iets wil wees. So kom ons sê, ons wil op Orania hierdie twee dinge vashou. Ons is vry van iets, maar ons is vry tot iets. En nou is die vraag, goed, as ons dit as definisie gebruik, kan ons gemeenskaplik ekonomies dit maak, of moet ons miskien moet ons nou maar praat oor die direkte verskil tussen die sosialistiese aanpak en die kapitalistiese aanpak, want dit gaan uiteindelik tussen die balans tussen die individu en die groep. Dis reg. Man, ek wil dit nou 'n bietjie om 'n draai uit 'n ander hoek uit dalk argumenteer. Almal van ons ken die konsep staat. Nou, 'n staat bestaan sodat daar geregtigheid aan almal geskied. Maar soos wat ons moderne state ken, het hulle 'n bepaalde ekonomiese taak wat hulle vir hulle self sien ook. En eintlik kom dit al van baie ver af. In die Bybel staan, jy moet aan die keiser betaal wat die keiser toekom. Die idee was, die keiser kry sekere belasting en dan gebruik hy daai belasting om weer sekere dienste te verskaf. En hierdie word 'n hele kollektiewe ding. Die keiser moet sorg dat jy veilig is en so aan. Nou ek dink dit, as ons gaan kyk na die hele idee van falende state vandag, is dit een van die dinge waar mense dit kan herken. Dit is 'n staat wat kollektief nie meer belasting kan in nie, en wat ook nie veiligheid vir mense kan verseker nie. Dit kan gebeur. En in Afrika is daar heel wat voorbeelde. Die punt wat ek probeer maak is, om die huishouding te organiseer, dat almal brood op die tafel het, verg ook dat mense met mekaar sal saamwerk. Ek dink dis die punt wat ons nou al oor en oor maak. Met ander woorde is, as julle op Orania maniere bedink, waarop julle ooreenkom met mekaar, waarop julle gemeenskaplik jou projek vir vryheid ook wil finansier,
ekonomies moontlik wil maak, dan klink dit vir my heeltemal in lyn met die idee dat 'n mens met gemeenskaplik hierdie soort van projek moet aanpak. Maar dan beteken jy nêrens kom nie. Ja, maar daar's 'n tweede punt, jy het dit eintlik reeds aangesny. Dan beteken dit daai gemeenskaplike aanpak dat Orania as gemeenskap ook met ander gemeenskappe kan begin handel dryf. Het sy nou of dit in die res van Suid-Afrika is of die res van Afrika of wêreldwyd, maar dat dit dat ons die unieke wat ons wil aanpak is om te sê ons werk nie meer net een op een handel dryf nie. Dis nou 'n gemeenskap wat met ander gemeenskappe wil begin handel dryf. So dis 'n ou klank, maar dis ook post-nasie staat of die falende staat waarna jy verwys het. Dis 'n wêreldwye tendens dat daar 'n unieke punt is, en dit maak my nogal baie opgewonde by die konservatiewe denke in die konservatiewe in Hebreë sin gesien, dat daar weer 'n ruimte kom vir gemeenskapslewe. Die punt is nou maar net, en dis die punt wat jy maak, daar moet 'n kollektiewe ooreenkoms wees binne die huishouding self, maar dat ons ook van die begin af moet besef dat daar ook 'n kollektiewe kant is om met gemeenskappe in die meervoud handel te dryf of dan ekonomie te bedryf. Voeg ek nou in of sou jy met dit saamstem? Nee, wat ek dink dit spreek van self. Julle sal nie daar op julle eie kan sit en net met mekaar handel dryf nie. Julle sal definitief met die buitewêreld ook en met ander gemeenskappe moet ekonomies ook vir. Ja, ek het nou onlangs het ek nou weer iets begin lees wat ek nou self nie so mee groot geword het nie. Die Russiese skrywer Sergei Bulgakov, hy was 'n geswore ateïstiese marxist en hy het toe tot bekering gekom, nou wel binne die Russies-ortodokse kerk. Maar hy toe hierdie huishouding gedagte waarvan jy gepraat het hy toe uiteindelik op 'n ekonomiese manier baie goed teologies verwoord begin uitwerk. Die boek is nou in vertaling. Het hy dan geskryf The World as Household. Dis die punt wat jy aan die begin gemaak het. Maar hy het dan 'n artikel geskryf en dit is eintlik wat my gedagte laat gaan net oor die kollektiewe of met die gemeenskaplike ekonomiese aanpak. Die titel van die is 'n kort artikeltjie, maar dit nogal 'n hele paar insigte wat hy oopmaak is The National Economy and the Religious Personality. En wat hy daarmee bedoel is, as die Christene verstaan dat die huishouding nie net 'n huishouding van 'n huis is of 'n gemeente of 'n skool nie, maar dat noem dit nou maar in die ou terme, ons praat nou van gemeenskap, ons bedoel eintlik ook volk, dat die Afrikaner ook 'n huishouding ekonomies kan in stand hou en dan handel dryf met ander gemeenskappe. En daai verbasing in 'n sekere sin wat ek gehad het, hy het hierdie artikel in 1909 geskryf, en dit is voor die Russiese revolusie nie, dat daar met ander woorde diep gedagtes en denke was, en sy kritiek is juist teen die punt wat jy hy praat nou van the economic man, wat jy nou bedoel ekonomisme. Hy het baie skerp kritiek daarteen uitgespreek, presies op die lyn wat jy gemaak het, maar dan kom hy tot die antwoord om te sê, nee, maar jy moet ook 'n ruimte maak dat daar 'n gemeenskaplike aanpak kan wees. Die aanpak op Orania, en in 'n sekere sin is ons is nou klaar met die pioniersfase, die eerste 30 jaar. Dit is so kliphard as wat pioniersfases is. Ons is nou in die tweede fase en daarom is hierdie vrae en hierdie denke so geweldig belangrik om te sê, daar moet 'n kollektiewe ooreenkoms wees oor hoe die ekonomiese punt ook aangepak word. Ons het so ver gesê, ons moenie in die slaggate val van die kapitalisme nie, net die enkeling op die voorgrond druk nie. Ons moet ook nie in die slaggate val van die kommunisme, wat weer alles net in daai kleers, in daai drukgang sit nie. En dat ons as Christene wel 'n bydrae te lewer het vanuit 'n vryheidsgedagte om te sê, ons is vry van iets, maar ons is ook vry tot iets. Ek wil graag nou die laaste vraag oor die ekonomisme wat my opgeval het toe ek nou weer die artikel gelees het, is jy maak dan, en vir ons op Orania is dit verskriklik aktueel wat jy daar aanspreek, jy maak 'n punt of 'n trek 'n pyltjie en sê dat ekonomisme in sy ideologiese kant, soos wat jy dit uitgespel het 'n definitiewe negatiewe uitwerking op arbeid. Nou is my vraag, wat bedoel jy daarmee en wat beteken dit prakties vir ons in ons Christelike benadering
van onsself, hoe ons eie werk sien en ook ons medemense arbeid. As dit oor arbeid gaan, val dit my nogal op as 'n mens die eerste hoofstukke in Genesis lees. In die tuin van Eden het die mense nie ledig rondgesit nie. Adam en Eva het nie ledig rondgesit nie. Hulle het werk gehad om te doen. Maar na die sondeval, toe word daar sekere dinge regtig moeilik. En een daarvan was arbeid, in die sweet van jou aanskyn. Werk was nie meer noodwendig vreugde gewees nie. Die vloek wat daarop rus nie, en dit word baie keer as 'n amper so, jy het net nou genoem 'n natuurwet, amper asof dit net maar 'n gegewe, terwyl ons Christene sê, nee, wanneer daar moeite en sweet en pyn by is, dan moet ons onthou, dit kom van die sondeval af. Ons kan nie dit sommer maar net handhaaf nie, as ek hier sommer so los opmerking kan maak. Ja, en daarbey wil ek dan nou bysit, jy weet, met Christus het die herskepping begin. Jy weet, en ons moet deel wees van die herskepping wat Christus begin doen het om die aarde nuut te maak. En dit het ook ekonomiese implikasies. Dis reg. Jy weet, ons moet toesien dat hoe ander mense werk, ook hoe ons self werk, nie net moet bestaan daaruit dat ons dit as 'n straf ervaar nie. Natuurlik gaan ons dit ook nog steeds as 'n straf ervaar, maar ons moet ook probeer werk daaraan om dit nie 'n straf te maak nie. Werkholisme moenie vir ons maar sommer net gewoon wees nie. Byvoorbeeld, om mense te dryf om groter winste te maak, moenie vir ons maar sommer net gewoon wees. Ja. Hier op Orania het ons miskien 'n groeiende sensitiwiteit. Ek dink jy noem nou een van die ismes, die werkholisme, dat die mense te hard werk, veral nou ek dink die Afrikaanse mense is nie lui nie, hulle werk verskriklik hard, maar met die BEE en al daai tipe van dinge is daar 'n gevaar dat die mense te hard werk. Maar die sensitiwiteit wat ons van Orania se kant dalk wil bydra tot die breër Afrikaner debat of die breër Afrikaner huishouding, is dat nou sommige van ons sal dit 'n volksonde noem, met ander woorde dat ons 'n kollektiewe verkeerde aanpak gehad het oor mede-arbeiderlike werk, en ek wil nou sommer dit prontuit sê, dat ons het in 'n groot mate in die ou jare ons ekonomiese ontwikkeling en ook ons siening van arbeid gebaseer op 'n deel daarvan op goedkoop swart arbeid. En op Orania probeer ons dit doelbewus regstel en vermy, ek dink die punt wat jy maak, dat ekonomisme enige vertrekking, of dit nou werkholisme is, en of dit nou hebsig is, en of dit nou die kommunistiese kant is, dit beïnvloed arbeid negatief, en dat die vryheid wat ons as arbeiders of as mede-arbeiders in Christus moet hê met die herskepping, beteken ook dat ons medemens se arbeidsgawe moet sien binne die plek van die koninkryk van God. Die wonderlike is dat die Here ons uiteindelik dan ook saambind, dat die Here nie aan almal dieselfde opdrag gee of dieselfde gawes gee nie. Na my oordeel is dit die kernfout van die kommunisme, is dat hulle dink God is eentonig. Hy het vir almal dieselfde gegee of dieselfde geëis, en dis nie waar nie. Die skrif leer ons dat daar 'n verskeidenheid, jy dit die program begin met die diferensiasie gedagte, die Genesis 1, saam met die werk wat daar gegee word, het die Here ook die skeiding of die onderskeiding ingebring. So die punt wat ons hier aanpak is dat ons probeer sê, ons het 'n kollektiewe fout gemaak in die verlede, en jy kan nou baie historiese argumente daarvoor aangee, dit is so, maar uit 'n Bybelse punt gaan ons hierdie punt op die tafel moet plaas, dat die misbruik van goedkoop swart arbeid is 'n sonde gewees, en dit het uiteindelik 'n vertrekking geword. Nou die gevaar vir ons is, as ons dit nie regstel nie, dan begin ons hier op Orania met mekaar so werk, dat ons mekaar naderhand op daai manier nog steeds so sien. So die Orania aanpak is werklik poging tot reformatie ook op die arbeidsterrein, om werklik te sê, maar ons moet ook nie kyk na ons medemense gawes en ons medemens se aandeel
in die organisering van die huishouding. Ek wil 'n bietjie oorgaan na 'n ander artikel wat jy geskryf het in die boek wat laas jaar verskyn het, Die Christen en sy eiendom. Jou titel van daai artikel was Eiendom en ideologie van materialiteit, 'n derde weg. Nou dis 'n baie aanloklike gedagte en ons het eintlik met die hele gesprek sover eintlik afgestuur op hierdie ding. Dis nie een nie en dis ook nie die ander nie. Dis nie kapitalisme nie en dis ook nie kommunisme nie. Nou as ons dit nou prontuit sê, hierdie gedagte van jou van die derde weg of die Christelike lewens- en wêreldbeskouing op die ekonomiese terrein. Wat presies bedoel jy daarmee dat ons 'n derde weg het? En dink jy hier by Orania kan ons dit miskien in praktyk vertaal om hierdie derde weg te bou? Ek hoop so. Kyk wat ek in gedagte het is die manier waarop ons byvoorbeeld die politiek verstaan. Ons kan oor die teologie en oor 'n paar ander dinge, die ekonomie ook so praat, maar die manier waarop ons die politiek verstaan in die moderne wêreld is, daar's 'n verdeling tussen links en regs. Ja. Tussen royaliste, republikeine, tussen konservatief, progressief, verkramp, verlig en so aan. Dit kom af van die Franse revolusie af daai verdeling, Ja. Ons verdeel die wêreld so in twee kampe. Wat vir 'n Christen nogal baie belangrik moet wees, is dat hy moet raak sien dat al twee hierdie kampe werk eintlik met 'n stuk sekularisme, en dis goed dat jy nou die Franse revolusie noem in die hele proses. Beide linkse mense en regse mense baie keer sê, kom ons los geloof heeltemal uit hierdie saak uit, kom ons vertel vir julle hoe die ekonomie gaan werk. Ja, werk met die feite. Ja, en hoe ons dink dat hy die beste gaan werk. Maar ons het sover die hele tyd geargumenteer, maar dit is eintlik nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor, nie wat al hierdie ouens sê, wat gedoen moet word, sodat die hemel op aarde vir ons kan aanbreek nie. Wat ons eerder moet raak sien is, wat is God se wil vir hoe die ekonomie bedryf moet word, of hoe die politiek moet bedryf word. En dan gaan jou antwoord nie noodwendig wees wat 'n tipies linkse of 'n tipies regse antwoord is nie. Dit gaan partykeer die een of die jy gaan partykeer 'n linkse antwoord gee en partykeer 'n regse antwoord. Skynbaar, ja. Met ander woorde, die punt wat jy maak is, daar moet aktiewe gehoorsaamheid aan Christus wees. Hy is die hoof van alle dinge. En wanneer mens dit in gedagte neem, dan kom jy eintlik met vars en nuwe antwoorde, maar ook met ou antwoorde wat beproef is. Dis reg, ja. Die vraag is, wie sê hoe die ding gedoen moet word? As dit net mense is wat so sê, dan moet jy so 'n bietjie terugstaan en sê, laat ek skepties wees. As iemand sê, dit is wat die Bybel sê, dit is wat God sê, jy moet kyk of die ou dit reg geïnterpreteer het, maar as hy eerlik en met goeie interpretasie van die Bybel sê, kan sê, dit is wat God se wil is. So met ander woorde, as ek nou prakties dit maak, met ander woorde, maak nou nie saak wat die vergoedingsdebat is tussen die kapitaliste en die kommuniste nie. Die Bybel sê die arbeider is sy loon werd. Dan het daar 'n waarde aan arbeid wat verdiskonteer moet word in die situasie. As ek jou reg hoor, en dit kan vir die een oor kan dit na hierdie kant toe neig en vir die ander oor na daai kant toe, maar as daar praktiese aktiewe gehoorsaamheid aan Christus is, dan kan die ekonomiese debat ook op 'n vars manier aangespreek word. Ja, ek dink jy is reg. Michael, baie dankie. U het geluister na Vryspraak. Ons gas was professor Michael Heyns. Michael, ek dink ons het so baie goed aangesny. Ons gaan jou definitief weer nooi vir 'n latere gesprek. Hier's baie opvolgvrae wat in my kop ronddraal, nuwe goeters wat jy aangesny het. Baie dankie vir die uitstekende werk wat jy doen om ook die gedagte van Christelike wetenskap na vore te bring en staande te hou, daardie vaandel te dra. En baie dankie ook dat jy bereid is om vanuit daardie oogpunt ook saam met Orania te dink en verder ook saam met ons die ding aan te pak oor hierdie nuwe gedagte van Afrikaner ekonomie wat mede-arbeiderlik in ons gemeenskap, maar ook met ander gemeenskappe ons huishouding wil inrig na die wil van die Here en soos wat die Here ook in sy herskepping in ons lewe wil sien. Baie dankie en dit was vir my baie interessant om saam met jou te gesels. Ja, baie dankie van my kant af ook. Dit was 'n voorreg van my kant af.
Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikaner vryheid saambring. In samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak, dis hoe vryheid klink.